Vandag wil ons kyk na maksimum of minimum waardes wanneer ons die funksie y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c het. Goed, dit is 'n kwadratiese funksie en ons weet dat sy grafiek 'n parabool gaan wees. Ons weet ook dat ons hierdie twee vorms kry. Hierdie vorm gaan saam met 'n positiewe a-waarde. A is die koëffisiënt van x kwadraat. So as ek 'n positiewe koëffisiënt vir x kwadraat het, dan kry ek 'n glimlaggie, dan kry ek 'n happy parabool. En as ek 'n negatiewe koëffisiënt vir x kwadraat het, lyk my mondjie hartseer, so ek het 'n sad parabool. Dit gaan mooi saam, positief en glimlag, negatief en sad. Nou, om 'n bietjie beter te kyk, weet ons dat die minimumwaarde op hierdie parabool, so die minimumwaarde op 'n vrolike parabool is altyd by die draaipunt. En ons weet vir hierdie vorm van 'n parabool het ons weer 'n maksimumwaarde. En dit is ook by die draaipunt. So, dikwels sal ons in 'n probleem gevra word vir die maksimumwaarde of die minimumwaarde, en dan, as dit 'n kwadratiese funksie is, sal ons dit altyd kan kry deur die draaipunt se koördinate uit te werk. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. In hierdie vraag sê hulle vir ons dat bereken die maksimum lengte, jy daar sien, bereken die maksimum lengte van EH as EH 'n vertikale lyn is tussen A en C. Nou eers wil ek kyk wat dit beteken. Wel, as EH 'n vertikale lyn is, daar's EH 'n vertikale lyn, dan gaan hy 'n vergelyking hê van x is gelyk aan iets, want 'n vertikale lyn is ook ewewydig aan die y-as. Nou, EH is enige vertikale lyn, dis nie spesifiek hierdie een wat hier vir ons geteken is nie. Het kan enige vertikale lyn wees wat tussen A en C is. So miskien daar het ek nog 'n vertikale lyn. Miskien is dit waar die maksimum lengte is. Nou ja, as ek kyk kan ek sien, dit gaan nie wees nie, want hier waar hulle hom vir my geteken het, is reeds baie langer. Maar miskien is dit hier of hier. Ons sal nie weet nie, ons moet uitwerk, waar kry ons die maksimum lengte en wat is dit? Nou goed, kom ek vee al my lyntjies uit hier. Nou, EH is 'n vertikale lyn. Hoe kry ek die lengte van 'n vertikale lyn? So die lengte van EH gaan wees die y-koördinaat hier by y-koördinaat by E, minus die y-koördinaat by H. Want julle onthou mos, mens vat die grootste y-waarde en trek die kleinste y-waarde af wanneer jy 'n vertikale lengte het. En daardie lengte daar gaan net so lank wees soos die lengte daar op die y-as. Nou, hoe kry ons die y-koördinaat by E? Ons kyk doeteenvoudig op watter grafiek is E. Nou, E is 'n punt op die parabool. Daarom gaan ek sy y-waarde of sy y-koördinaat uitwerk deur die vergelyking van die parabool te gebruik.
daar sy. En die punt H weer lê op die reguit lyn. So ek gaan die vergelyking van die reguit lyn gebruik, wat 2x plus 1 is, y is gelyk aan 2x plus 2, skus, om daardie vergelyking uit te werk. En nou kan ek maar net gelyksoortige terme bymekaar tel. Hier het ek 4x en daar het ek minus 2x, so dit gee vir my plus 2x. Hier het ek 5 en daar het ek minus 2, so dit gee vir my 3. So, EH is gelyk aan minus x kwadraat plus 2x plus 3. Nou kan julle sien dat dit 'n nuwe kwadratiese funksie is. Ek kan die lengte van EH gaan uitwerk vir enige x wat tussen die punt A en die punt B lê. Nou ek sê spesifiek dat dit tussen A en B lê, want dit is waar die parabool die groter y-waarde is, en onthou die lengte is die groter y-waarde minus die kleiner y-waarde. So, waar gaan hierdie lengte nou 'n maksimum wees? Wel, dit sal 'n maksimum wees by die draaipunt. Ons het dit nou net op die vorige bladsy bespreek, kom ek kyk gou weer daar. 'n maksimumwaarde is op die draaipunt. Nou, hierdie nuwe kwadratiese funksie waarna ons kyk, het 'n negatiewe koëffisiënt, so sy grafiek is so sad moontjie. So, sy maksimumwaarde gaan by die draaipunt wees. En ons weet hoe om die x-koördinaat van die draaipunt te kry. Dis min b op 2a. So as ek nou kyk na hierdie lengtevergelyking, dan is b gelyk aan 2, so min b is min 2, en 2 maal en a hier is gelyk aan min 1, so dan kry ek die maksimum is by x is gelyk aan 1. En dan kan ek die maksimum x gaan uitwerk. Die maksimum lengte van EH gaan wees minus 1 kwadraat. Ek is nou basies terug by hierdie vergelyking hoe ek EH kan uitwerk. Ek weet nou die maksimum is as x 1 is, so ek vervang net elke x daar met 1. En hier kry ek minus 1 kwadraat, so die 1 kwadraat is nog steeds 1, dan is dit min 1, plus 2, plus 3, so dis 5 hier vir daardie 2, minus 1 is 4 eenhede. So die maksimum lengte van EH is 4. En eintlik is ons nou klaar. Maar soms verwag hulle van jou om 'n vierkant te voltooi. Nou ek wil nie graag daardie uitvee nie, kom ons trek maar so 'n wille streep hier, ek gaan nou net hier onder werk. Ons weet dat EH gelyk is aan minus x kwadraat plus 2x plus 3. As ek nou 'n vierkant wil voltooi hier, haal ek eerstens die koëffisiënt van x kwadraat uit. So dit gee vir my al die tekens wat verander. En dan gaan ek bytel en aftrek. Ek wil nie nou al nog 'n hakie sit nie, dit gaan wees x kwadraat minus 2x. Goed, ek moet bytel of aftrek die helfte van hierdie koëffisiënt. Nou, ons hoef nie na die teken te kyk nie, want ons gaan dit kwadreer. So ek gaan bytel die helfte van 2, wat 1 is. En dan moet ek dit in die kwadraat bytel, maar om dit te kwadreer is heeltemal onnodig, want 1 kwadraat is maar net 1.
So nou het ek dit bygetel, dan moet ek dit dadelik weer aftrek. So daardie deel beteken, ek het geen verskil gemaak aan hierdie nie. Ek het x kwadraat minus 2x, dan hierdie wat ek bygetel en afgetrek het, maar ek kort nog die minus 3. Die rede waarom ek dit doen, is omdat die eerste 3 dan altyd faktoriseer. Dit is dan minus x minus, omdat ek daar 'n min het, 1 kwadraat. En hier het ek nog min 1, min 3, wat min 4 is. En dan laastens, ek gaan nou aan hier, moet ek net die minus invermenigvuldig, so ek kry EH se lengte is minus x minus 1 kwadraat, en 'n min maal 'n min gaan vir my plus 4 gee. Dan is die maksimum by die draaipunt. En as ek my parabool in die vorm y is gelyk aan a x minus p kwadraat plus q het, dan is die draaipunt se koördinate die getalletjie hier na 'n min, en dan die een wat ek daar opgetel het. So daaruit kan ek dan sê, die maksimum is by x is gelyk aan 1, want dis die draaipunt se x-koördinaat. Onthou, die maksimum is by die draaipunt, beter om hier te kyk. En die maksimum waarde gaan dan 4 wees. Goed, wat vir my dieselfde antwoord as daardie gee. Nou, ek verkies om hierdie te doen. Dis vir my makliker, en mens maak ook minder foute, as jy x is gelyk aan min b op 2a het, maar soms kan hulle in die vraestel spesifiseer, dat jy die vierkant moet voltooi, en dan moet jy hierdie een volg. Maar uit eie keuse sal ek die eerste een doen.